familie. Ons lees Hebreërs 13 vers 1 tot 6. Die spreekwoord lui dat jy jou vriende kan kies, maar met jou familie sit jy opgeskeep. Vir hulle kan jy nie ontslaa raak nie. As jy die dag 'n Christen gelowige word, kry hierdie spreekwoord 'n kinkel by, want skielik het al die ander gelowiges jou familie geword. Ja, toe die Nelle die dag see toe trek, toe kry ons ook familie by, waarvan ons nooit eers geweet het nie. Maar dis nou 'n heel ander storie. Op 'n dag kom 'n jong paartjie by ons aan. Ek is oom Piet van Pit sonder water se klein niggie, vertel die meisie. Oom Piet het gesê dat julle nie sal omgee as ons by julle kom oorslaap nie. Wat kan 'n mens nou sê? Jy kan die tweeetjies mos nie die deur wys nie. En toe slaap hulle oor, sommer vir 'n hele week lank. En hulle hou heerlik vakansie by die see op ons onkoste. Ek weet tot vandag toe nog nie wie hulle was nie. Sedertdien het baie totale vreemdelinge die poorte van die Nel huishouding binnegekom en 'n slaapplekkie gekry. Mens kan mos nie nee sê as 'n groepie platsak studente by jou kom aanklop terwyl hulle op 'n bemarkingsveldtog is en 'n ou lêplekkie vir die nag vra nie. Hulle is selfs tevrede om sommer maar so op die vloer te slaap. En as hulle op die koop toe 'n bord lekker warm kos kry, dalk die eerste in dae, dan ken hulle dankbaarheid geen perke nie. Jim Reeves het mos gesing, "A stranger is just a friend you do not know." Hoe reg was hy nie? Maar gasvryheid het 'n tyd gelede vir my 'n totaal nuwe betekenis gekry. Met die finansiële krisis wat ons 'n paar jaar gelede getref het, was ons toe ook ons huis kwyt. Geld het ons nie gehad om 'n huis te huur nie, en ons het sommer beplan om 'n tentjie in die karavaanpark te gaan opslaan. Intussen het Willem en Linda ons nood raak gesien. Julle trek by ons in, word ons se muur opgekommandeer. Hulle woonstelletjie het toe hoeka leeg gestaan en daar kon ons kosteloos bly solank as wat dit nodig was. Toe moes ek agterkom dat ons nie die eerste was om daai woonstelletjie te gebruik nie. Hy word nie uitverhuur nie, maar kort word iemand in nood daar gehuisves. Maar hierdie was baie meer as net blyplek. Hier was ons oorlaai met liefde en sorg vir die jaar wat ons daar vertoef het. Intussen het daar alweer 'n hele paar mense wat in nood was ingetrek. Die Hebreërskrywer noem gasvryheid as een van die deugde van 'n gelowige. Dit was nog altyd een van die eienskappe van ons ou volkie. As jy op die platteland gestrand geraak het, was jy verseker dat die naaste plaasboer jou slaapplek sou gee en boonop soos 'n koning behandel. Dit is hoe dinge gedoen is. Ongelukkig kruip meeste mense van ons vandag so in ons eie ou doppie, dat ons alle vreemdelinge uitsluit. Niemand buite ons bekende vriendekring word meer vertrou of in die huis ingenooi nie. Selfs die predikant of ouderling word dikwels met wantroue beheen. En as hulle die dag kom kuier, is dit maar 'n stywe affære en jy wens dat hulle nou hulle ry moet kry sodat jy met jou lewe kan aangaan. As deel van ons geestelike gesin moet ons teenoor ons medegelowiges optree soos bloedfamilie. Nee, hulle is nie maar
verlangse agterkleinneef se niggies nie, maar eie boeties en sissies. As ons dit in hierdie lig beskou, dan is daar 'n paar dinge wat ons verhouding met medegelowiges totaal verander. Teenoor jou broer of suster tree jy openlik op. Hulle is nie vreemdelinge nie. Net so behoort jy teenoor jou broers en susters in Jesus op te tree, openlik. As jou broer in die moeilikheid is, sal jy enige iets doen om hom te help. Natuurlik sal jy hom nie maar aan sy eie genade oorlaat nie. Selfs as hy erg gestruikel het en met die gereg gebots het, sal jy hom te hulp snel. Bloed is immer dikker as water. Net so sal jy empatie hê met 'n medegelowige wat in die moeilikheid beland het. In die tyd toe hierdie boek geskryf is, was daar verskeie gelowiges in die tronk as gevolg van hulle geloofsoortuigings. Dis veral oor hierdie mense wat dikwels boonop nog ook gemartel is, wat die skrywer vra dat die lesers hulle asseblief nie moet vergeet nie. Onthou asseblief een ding: alhoewel ons kinders van God is, ons sondes vergewe is deur Jesus se bloed, bly ons steeds maar net mense. Niemand kan sê dat hy 'n enkele dag deurgaan sonder om op die een of ander manier te sondig nie. Sommige gelowiges is ook nie so sterk soos ander nie, en om te struikel is bloot menslik. Moet dus nie 'n medegelowige veroordeel as hy geval het nie. Dit kan my en jou ook oorkom. Gaan eerder in liefde na daai persoon en help hom weer op sy voete. Nie veroordelend nie, maar liefdevol, soos jy met jou eie broer of suster sou doen. Môre het jy dalk presies dieselfde hulp nodig van 'n ander gelowige, wanneer jy miskien in 'n oomblik van swakheid neerslaan. Jesus het vir ons die voorbeeld kom stel oor hoe om met jou medegelowiges om te gaan. Hy was nooit te moeg om iemand in nood te help nie. Toe die hongerskare daar op die oewer van die meer gesit het, het hy vir hulle kos gegee. Niemand was ooit benede sy waardigheid nie. Nie eers die losbandige Samaritaanse vrou nie. Hy het tyd gemaak om met haar te gesels en nie eers gedink aan sy eie reputasie nie. Ook nie die gehate tollenaar nie. Hy het selfs saam met hom en sy ongure vriende 'n feesmaal gehou. Jesus het waarlik omgegee. Dit behoort ook ons strewe te wees. Kom ons bid. Here, gee my asseblief 'n ware omgeehart en hope praktiese liefde vir my medegelowiges. Amen.